Diep in my stilte hoor ek jou naam. Tussen die skeure waar my vrese slaap. As alles breek en al my kragte gaan, staan nog jy, staan nog saam. Ek wil begin om te sê baie dankie Nicoline. Ek is so bevoorreg om jou vandag hier te hê en om so baie te leer uit al die kennis wat jy het. En ek sien verskriklik baie uit dat baie ouers met autistiese kinders verskriklik hier uit sal leer vandag en dit is my hoop. So baie dankie dat jy vandag vir ons bietjie meer gaan leer. Dankie. Dit is 'n plesier om hier by julle te wees. Ek wil graag vra, waar het jou reis begin met autisme? Ek het in 1997 het ek 'n tydelike pos aansoek gedoen in Uitenhaag, dis nou Kariga, en ek het self nie besef dat dit is 'n Quest skool is net 'n skool vir autistiese kinders nie. En ek is vir 3 maande het ek 'n tydelike pos gehad en toe ek daar kom, was dit net toe ek het sien, was dit net, dis my passie, dis wat ek wil doen. En die 3 maande het later 6 maande geraak. Ek dink almal het net besef, dis waar ek wil wees. Ja. En toe na die 6 maande het ek toe begin leer. Ek het my honneurs gedoen en ek het alle moontlike inligting wat ek kon, wil ek net meer geweet het oor autisme. Sure. En toe is my man verplaas na Oos-London toe en ek het my CV gestuur vir skole en 'n spesiale skool, Parkland, se skoolhoof het my gekontak en gevra ek moet aansoek doen en ek het die pos gekry en alhoewel ek by 'n spesiale skool gehou het ons 'n fase gehad wat net vir autistiese kinders was. En toe het ek besef, maar eintlik gaan die kinders meer floreer as hulle net op hulle eie is en nie meng met anders nie, want ek het agtergekom byvoorbeeld as hulle 'n saalbyeenkoms het en die gesingery, dit affekteer die kinders of baie geluide affekteer die autistiese kinders. En dit was maar net my droom en in 2021 het ek my eerste skool in Oos-London, the Autism Fountain, oopgemaak. En toe het nog ene gevolg in Pretoria en toe het nog ene gevolg in Kuilsrivier in Weskaap en hierdie jaar Januarie het ek my eerste Afrikaanse skool in Vredendal geopen. Ons is nog besig met die registrasieproses, maar daar's 'n verskillike nood vir dit. Daar's 'n groot nood. Ek wil begin met hoe identifiseer hulle autisme? Gee net 'n bietjie agtergrond oor die identifisering van autisme, want almal praat van daar was eers gewees Asperger's en toe het dit nou alles half onder een sambreel geval. Nou sit alles onder een sambreel. Ja, So dis nou is dit op 'n spektrum. Dis is op 'n spektrum. Nou autism spektrum versteuring is 'n neuroontwikkelingsversteuring wat die manier beïnvloed waarop die kind kommunikeer, waarop hy sosialiseer en hoe hy die wêreld rondom hom ervaar. Sure. Dit is anderste. Jy moet besef en baie keer as 'n ouer by jou kom, dan is dit eerste baie kinders kan nie praat nie. Hulle is nie verbaal. En dan vra die ouer vir my, hy bring die kind met hierdie verwagting, wanneer gaan my kind begin praat? Maar jy kry die kind wat kan praat en jy kry die wat glad nie kan praat nie. Ja. Sure. En ek wil graag praat van die klassifisering. So natuurlik is daar mos nou die verskillende vlakke. So verduidelik net 'n klein bietjie meer oor die vlak 1, vlak 2, vlak 3. Ja, vlak 1 is die ene wat baie aandag nodig het. Hy's 1 op 1. So hy gaan nie kan praat nie. Hy dit was soos die ou tydse low functioning. Dit is hy.
En dan gaan dit nou maar so op na vlak 2 en vlak 3, dan sê hy 'n bietjie beter en hy bietjie beter. So ja, dit is maar waaroor dit gaan. Ons baie ek voel altyd, ek sê altyd vir die ouers, ons moenie ons kinders label nie. Ja. Soos die kind wat in die ou tyd was dit die Aspergers. Hy is baie intelligent. Ja. So ek voel as die kind kan aangaan in 'n hoofstroomskool, moenie hom afsonder nie. Ja. Want ek voel as jy 'n kind gelabel het, dan is dit so gou as jy hom na 'n ander skool toe, dan sê die skool jammer ons, want asof hulle skrik. Nee, ons het nou nie plek nie of ons kan nie hom vat nie of so. As gevolg van daai label, as mens daai autisme label opsit, is dit daar's nie plek in. Daar's dit verby. Daar's dit verby, daar's nie terugkom kans nie. En dis waarom ouers. Baie ouers is wat ek sê en dis altyd as 'n kind geïdentifiseer is. Dan jy moet weet elke ouer as die mamma swanger is, sy het drome, jy drome vir jou kind. En nou skielik val daai drome plat. Jy het gedink jou kind, jy idealiseer, hy gaan 'n springbok raak of iets en so. En skielik moet jy aanvaar, my kind gaan nie dit kan doen nie. En ek dink dit is die moeilikste vir enige ouer. Maar nou sit jy met ouers soos ek wat jy tweeling het, dan's al twee op die spektrum. Daar's 'n ouer in die Kaap, sy het 'n drielingseuns, al 3 is op die spektrum. Dis ongelooflik moeilik. Dit is baie moeilik. Ja. Ek sê maar nou moet nou moet ons net besef dat huidiglik elke 34 minute word 'n kind gebore wat op die spektrum gaan wees. En is besig om te vermeerder. So hulle sê by 2029 gaan dit al baie meer gevalle wees. So dit is wat ons ook net moet besef. Ja. Ek wil graag praat oor dit, want in die ou dae, soos as ek kyk na my ouers, na my oumas, my oupas, dit was nie iets wat gediagnoseer was nie, of at least bitter min gediagnoseer was. En baie mense het hierdie illusie dat autisme is hierdie, my kind is autisties, dis half amper hierdie nuwe, dis soos amper 'n fad of jy weet soos 'n tipe van 'n trend om te sê jou kind is autisties. En hoekom is dit dat dit nou iewes skielik so verskriklik baie gediagnoseer word en voorheen nie? Ek het interessant met iemand 'n tydjie terug daaroor gesels. En toe sy gesê ons moet kyk jare terug, het ons byvoorbeeld die Eerste Wêreldoorlog en die Tweede Wêreldoorlog gehad. So daar was meer sterfgevalle. Wat nou nie die geval is nie. Kyk, ons mediese het so ontwikkel dat die mense se lewensverwagting is hoër. So dit is waarom ons het nie bewus gewees nie. Kyk, jy het die kind gekry en hulle daai tyd gesê jou kind is hy's nie lekker nie. Verstaan jy? So hy was ook wat ek weet byvoorbeeld my man se neefie, hy het verskriklik slim gewees met hierdie meganiese motors. Maar hy kon ook nie praat nie. En as hulle ergens wou heen vat, dan het hulle gesê, wag, hy sal julle vat. En hy het gestaan en gewys so en hy het presies geweet waar. So daar was die gevalle, maar dit was nie. En dis wat ek ook sê, ons moet versigtig wees. Ek is bang dat party ouers diagnoseer kinders, dan sal nie regtig autisties nie. So ons moet ons kinders laat diagnoseer by dokters wat kennis het. Want kyk, jare terug het ons kinders gehad wat hyperaktief was. En hulle is ADHD. En ons het nie gesê hulle is autisties nie, maar hulle was hyperaktief. Is dit nie nou net 'n geval omdat hulle nou 'n naam soek vir daardie kind wat ook maar net net baie aktief is en nou word hy skielik autisties genoem nie. So dalk is daar 'n groot diagnosering of misdiagnosering, as ek dit so kan stel, oordiagnosering. Wees eerder versigtig, sê eerder hy is autisties,
om half 'n label te gee of 'n antwoord vir die ouers te gee, want baie keer dink ek ouers gaan vir antwoorde want hulle weet nie wat aangaan nie en partykeer is dit dat die kind nie autisties is nie, maar dit is 'n antwoord. Dit is wat ek sê, ons moet versigtig wees daar en dan ook wat ek voel is baie keer as 'n ouer by my kom, dan vra ek, kyk 'n ouer, 'n ma, kom gou agter. Ja, Eintlik weet sy, daar is 'n fout. ja. Maar ons sit met 'n probleem dat daar is byvoorbeeld my skool in Oos-London is nog almal Xhosa sprekendes. Sure. Nou wat daar gebeur, baie van hulle glo nog aan die toordokters en daar ek kry Wow. letterlik ouers wat by my kom en sê hulle het op Google gesien daar is iemand wat hulle kind gaan gesond maak. Dan vat hulle daai geld, daai verskriklike klomp geld en die kind verdwyn vir 3 maande. En dan kom hy ouer amper soos ek sê sterktes in die bene teruggekruip en Sure. dan is dit nie. So ek wil net vir ouers sê hulle moet versigtig wees. Daar is huidigelik nie 'n kuur of wat Ja. dit gaan gesond maak. Ja. So die ouers moenie probeer om hulle na die toordokters en na healers en sulke mense te vat nie. Daar is nog nie 'n oplossing vir outisme nie. Ja, dit is so interessant. En dit is so hartseer want ek dink as ouer is dit seker hulle enigste hoop wat hulle hoop so graag dat dit gaan werk, dat hulle al daai hope geld gaan gee met Ja, hoop dat dit gaan werk, dit gaan dit verander. en ook wat ons agtergekom het, veral met die wat nog glo aan die toordokter en aan die voorouers en Ja, goed. ja, Baie van daai ma's steek daai kinders weg. sure. Want hulle sodra hulle aan daai pa erken, daar's fout met my kind. Dan onmiddellik blameer hy die ma, dis of die toordokter wat jou getoer het. So en dan wat gebeur, die pa verdwyn. So ons sit met ek dink 80% van my skool se ouers is enkelouers van paas wat net nie kan sien om hierdie pad te stap nie. Dit is hartseer. Dis bitter Dit is. hartseer. Dit is baie hartseer, ja. En ek wil graag praat oor die feit dat wat veroorsaak eintlik outisme? Wat bewys die studies? Wat sê die studies vir ons huidiglik? Alles Want daar's so groot debat geneties. met dit. Daar's genetiese faktore. Okay. Ons tel op dat daar in families is mense wat autisties is. En dan word daar enetjie gebore wat ook autisties is. Dan ook kan dit wees dat maar iets wat 'n wanopvatting is. Dit is nie inenting nie. Baie ouers weier om hulle kinders enige inenting te gee want hulle sê toe ek vir die eerste keer gehoor het van outisme, het almal gesê dis hierdie MMR Yes. inspuiting. Yes. Want kyk, jare terug het ons 3 maande byvoorbeeld 'n polio inspuiting gekry en 3 maande later 'n ander een. Ja. Toe kom hulle nou en hulle maak hierdie 9-in-1, die Ja. MMR. Ja. En toe sê die ouers, dit moet die rede wees. Maar want as jy vir die ouer vra, wanneer het jy opgetel dat jou kind is autisties, dan sê hulle gewoonlik hierso van 18 maande af. Maar nou met studies kan jy al op 7 maande optel. Jou kind is autisties. As jy jou hand vat en jy, soos in die Engels sê, jy glaze jou hand. Ja. 'n Normale kind se oogies gaan daai hand volg, waar 'n autistiese kind gaan strak. Hy gaan strak kyk en jy kan met jou hand beweeg. So eintlik is daar baie tekens wat 'n mens miskyk, maar jy kan baie vroeër optel dat jou kind autisties is. Ja. So jy sal sê dis 100% geneties of meestal geneties? Nee, dit is geneties en dan is daar ook, wat ek net gou vir jou sê, dan is daar ook neurologiese faktore dat breinskanderings wys dat mense met outisme verskille in die struktuur en die funksie van sekere breinareas het. Want outisme affekteer die brein. So daar kan 'n probleem
wees van neurologiese faktore en dan kan dit ook omgewingsfaktore wees. Hulle begin dink van baie keer as die ouers oud is, as jy ouerig is as jy 'n kind het, of dit is 'n premature baba of daar's komplikasies tydens swangerskap of geboorte en infeksies en of as jy aan sekere stowwe blootgestel word. Hulle is besig om daar party sê, dit is party gifstowwe wat die mense gebruik om sekere soos koring en goed te spuit. Wat so hulle is besig om alle moontlike studies is hulle mee besig. So ja, en dan soos omgewingsneurologies of geneties. Dis daardie 3 faktore wat hulle uitdink. Ja. Dis baie interessant. En ek dink is ook belangrik dat die ouer nie hulle self blameer nie, want ek dink soos ek sit Dis self niemand se skuld nie. Ek sit self met 'n autistiese kind. Hy's vlak 1 en ons het eintlik glad nie geweet hy's autisties nie. Ons het net vir 'n 2 jaar check-up gegaan en ons was by die pediater vir sy 2 jaar check-up. Dokter het begin vra en meer vrae gevra en gesê hy's een van die ouer dokters, so hy sê toe hy het Asperger's. En ek weet nie wat is hierdie woord wat hy nou vir my sê nie. En hy verduidelik nou toe vir ons alles en hy sê maar hy dink hy moet geassesseer word deur 'n sielkundige en hy moet 'n volle evaluasie deur 'n sielkundige kry. En ek moet vir jou sê dit was 'n ongelooflike skok vir my gewees. Dit vir my man, ons het nog nie eens by die huispak ingeloop nie. Ons was in trane. Ons weet nie, dit is amper soos half, maar wat nou? En nou is ons educate onsself en ons probeer en daar's moeilike dae en daar's goeie dae. Maar vir 'n baie lang tyd het ek myself verskriklik blameer. Verskriklik dat tot 'n punt en ouers moet nie dit doen nie. Ja. Tot 'n punt wat ek dink tot 'n punt waar ek amper vir mense nie wou sê hy's autisties nie, want ek was amper skaam geweest om te sê dat hy is autisties. Want dit is nie so kenmerkend nie, want omdat hy vlak 1 is dit, mens sal nie sommer sê, as jy hom nou nie goed ken nie, sal jy nie sommer optel dat hy autisties is nie. So ek dink dit is belangrik vir ouers om te weet, daar is geen blam. Jou seun is eintlik dan vlak 3, hoor. Vlak 1 is die non-verbal. Skus, okay, so die ander kant om. Ek tog altyd is vlak 1 is die vlak 1 is die lae vlak. Okay, ek het dit die ander kant om. Okay. Die meeste van ons is vlak 1. Ons kindertjies, want dit is wat die minste doen. Soos wat jy graad 1 is, en as jy mos nou, dan word jy bietjie slimmer as jy graad 2 toe gaan en so. Okay. Ons het dit die ander kant om, so dit is vir my baie interessant. Dis wat ek nou vir jou wil sê, party ouers, daar is nog, weet jy, ek praat hulle maar net onder die sambreel, want dit vir my, die ouers is gou om te sê, maar my kind is vlak 1 of vlak 2 of vlak 3. En baie is, soos jy ook nou sê, wat is jou kind? Is dit vlak 1, is dit nie die lae vlak nie. En nou, tot watter vlak gaan jy dan op? Verstaan jy? Dis waarom ek sê, dis eintlik waar. Ek dink dit is net autisties en, it is what it is. Dit is 'n goeie voorbeeld. Dis min ouers wat kom en sê, wat 'n vlak is hy, maar hy's autisties, so ons aanvaar om net hy's autisties, dis baie interessant. En ek wil graag praat oor die vroeë tekens, want ek voel toe hy sy eerste jaar was ek het regtig alles gedoen. Ek het in die middag met hom al daai sensoriese goed gedoen. Ek het regtig ek was daai robot mom, as ek dit so kan stel, wat flashcards gehou het van wit en swart, en ek het elke dag hom gestimuleer met goeters, en so, dit was vir my, ek het niks opgetel, behalwe die feit, dat hy ongelooflik goed gepraat het, en ongelooflik slim was. Sy geheue was iets wat ek nie vir iemand kan beskryf nie. En dit is die enigste 2 tekens wat ek regtig vir jou kan sê, as ek nou terugkyk, dit en die meltdowns was bitter erg, wat ek ook maar net afgestaan het op terrible twos. Ek wil graag praat oor die vroeë tekens van autisme. Okay, die vroeë tekens is wanneer 'n kind altyd sy spraak.
Nou soos jy sê, joune het goed gepraat, maar die meeste is daar 'n agterstand van spraak. Dit is die eerste ding. Dan ook verkies het hy ooit verkies om op sy eie te speel. Het hy nie baie notisie geneem van kinders om hom nie. Het jy dit In die begin, maar hy's baie beter met dit nou. Maar definitief in die begin was hy baie meer op sy eie, heel okay op sy eie. Hy wou eintlik met die ouer mense gewees het. Hy wou nooit met die kinders gewees het nie. Maar nou is dit weer heeltemal anders. Nou sosialiseer hy baie goed. Nou jy sien, dit gaan so uit die baie kennis en dan ook baie sê die oogkontak. Altyd het die mense eerste ding gesê, hy maak nie oogkontak nie. En nou kry jy ook 'n kultuur wat sê, dit is disrespectful as jy nie in die oog kyk nie. Maar nou het ons al ook deur navorsing besef, dat die rede hoekom 'n kind nie vir jou in die oog kyk nie, is omdat hy kry seer. Dit is soos as wat jy 10 televisiestelle het en jy sit elke televisie op 'n verskillende kanaal. Dan probeer hy al 10 in ag neem en elke stasie optel op die 10. So dit maak hom seer. So as hy in jou oë kyk, dan wil hy kyk elke plooi, elke lyn. En dit is te veel vir sy brein, en dit is die rede. En nou sê ek altyd vir ouers, wat is belangrik? Dat jou kind luister of hy jou in jou oë kyk. So ouers moet vergeet daardie ding. As jou kind nie in die oë kyk nie, dis nie van hy het nie respek vir jou nie, daar is altyd 'n rede. Hy kry seer. Dit is waarom hy dit nie vir jou kyk nie. So dit is maar altyd die ene vir oogkontak, spraak, hoe hy sosialiseer. Dit is maar die grootste dinge wat ons altyd moet op in ag neem en wat ouers moet in agterkom, daar is 'n fout, En sensoriese probleme, want ek weet daar het ons verskriklik gesukkel en tot vandag toe is dit 'n ongelooflike groot probleem. Kan jy 'n klein bietjie meer uitbrei oor sensoriese probleme met autistiese kinders? Sensoriese speel so 'n belangrike rol in 'n autistiese lewe. Dis waarom ek van die eerste dag af wat ek die skool oopgemaak het, dra geen autistiese kind van my 'n skooluniform nie. Jy kry 'n kind wat hypersensitief is of onder hypo of hyper. Nou, die hyper leer ek altyd vir hulle, hy hardloop weg van goed af. Hypo is die teenoorgestelde. So jy kry 'n kind wat weier om sekere kledingstukke aan te trek, want die soem maak hom seer. Dan wil hy partykeer ook sy klere onder die buitekant, die binnekant wil hy buitekant dra, want hy kry seer, en dis wat ons nie besef nie. So, en dis waarom ons moenie ons kinders forceer nie, want ons weet nie hoe sy liggaam reageer nie. Of voel, hoe dit vir hulle voel. Verskriklik. Soos byvoorbeeld, weet jy, ek gaan nou vir jou vertel, jy kry 'n kind wat sy hand op 'n warm stoof sal sit, en dan sal hy lag, want hy het nie 'n begrip, ek brand nie. En ons het 'n geval gehad, wat 'n seentjie nou in 'n warm water oopgemaak het. En nou as dit is waarom ons 'n ratio by ons skool is 1:6. Elke 5 het een assistent wat na hom kyk. Want autistiese kind, as hy sy voet in 'n warm water sit of in kookwater sit, dan lag hy. Want hy het nie emosies nie. Nou as jy nie hom 24 uur nie en jy hoor 'n normale kind lag, dan gaan jy dink as geen probleem nie, Maar eintlik dan kan hy besig wees om te brand. En dit is ook waarom ons dadelik, sodra jy
enige koshuis oopmaak, sit jy dadelik 'n security hek in 'n kombuis, want hy moet glad nie, want hy weet nie, hy verstaan nie. En ek het 'n boek gelees van Donna Williams, sy's autisties en sy is 'n veearts, maar sy was in die 40 toe sy vir die eerste keer haar eie badwater kon ingelaat het, wat sy besef het, nou brand ek nie of dit nie. So 'n mens moet so versigtig wees, jy dink net hulle weet dit, maar hulle weet dit nie. Nou, sensoriese probleme, die eerste plek is sensitiwiteit. Mense met autisme kan dikwels sensitief wees vir sekere sensoriese stimulasie, wat beteken dat hulle sintuie, hulle sien, hoor, voel, proe of ruik sterker of swakker reageer as gewoonlik. Nou, sensoriese sensitiwiteit by autisme, geluid. Party is baie sensitief vir harde of sekere tipes geluide, soos stofsuiers, sirenes of 'n klas vol kinders. Ander kan min of geen reaksie hê op harde geluide. Helder ligte, flitsende patrone of sekere kleure kan oorstimulerend wees en sommige verkies gedempte beligting of sonskerms. Dan reuke. Sterk reuke, soos kos, parfuum en skoonmaakmiddels kan intens en onaangenaam wees en ander mag weer baie sensitief wees vir veranderinge in reuk. En dan kom ons by smake. Eetgewoontes kan beïnvloed word deur tekstuur, smaak of temperatuur van kos. Sommige kinders verkies net sekere kosse of meng nie kos op 'n bord nie. Dan kry ons by tas en aanraking. Party hou nie van fisieke aanraking nie, selfs al is dit baie sag, want hy kry seer, en die ander is weer soos 'n hotdog. Hy verkies, jy moet hom in 'n kombers toedraai. So dit is hyper, as dit nie wil hê nie, hyposensitief, hy wil harde aanraking hê. So dit is so belangrik dat jy jou kind moet evalueer om te besef, is hy hyposensitief of is hy hypersensitief. En is regtig teenoorgestelde, soos as ek nou luister, dis regtig, hulle is almal autisties, maar so anders, heeltemal anders. Ja. Nou, dit is nou sensitiwiteit. Nou kom jy en jy sê, hoe voel sensoriese probleme vir 'n autistiese kind? Ons weet nou, wat is dit? Maar hoe voel dit vir hom? By die as hy oorsensitief is vir hoor, gewone geluide, soos 'n stofsuier, 'n hond wat blaf, of kinders wat lag, kan voel soos harde donderslae. En dit kan seer maak in die ore, of dit kan angs veroorsaak. En dan, as hy ondersensitief is, die kind hoor dalk nie wanneer iemand sy naam roep nie, en hou daarvan om harde geluide te maak of musiek baie hard te sit. Weereens die teenoorgestelde, jy moet kyk, wat is jou kind? Dan, as hy oorsensitief gesien is, sekere klere, materiaal, waslap op water op die vel, kan vreeslik ongerieflik voel, soos skuurpapier. En dan as hy ondersensitief is, die kind soek dalk sterk druk of hou daarvan om styf vasgedruk te word, of hy of sy besef nie wanneer hulle seer kry nie. Dit is wat as hy by sien is. Dan by reuk, as hy oorsensitief is, kos kan te sterk proe of die tekstuur kan te erg wees. Byvoorbeeld 'n kind weier om kosse met verskillende teksture te eet. Want hoekom hy kry seer? En dis wat ons moet besef. En ondersensitief, hulle kou dalk aan nie eetbare dinge soos potlode of klere vir stimulasie. Vir daai oral dit is wat jy moet besef. Dan as jy balans en liggaamsbewustheid, as jy oorsensitief is, dat die kind hou nie van swaai, rondrol of hoë plekke nie, waar die ondersensitief wil weer hardloop, hy wil hoë plekke klim en dit. En dan, hoe dit emosioneel vir hom voel, die wêreld kan oorweldigend, onvoorspelbaar of selfs pynlik wees. En dit kan lei tot meltdowns, angs of die kind onttrek hom heeltemal.
En ander kere gee sekere sensoriese ervarings troos of help hulle kalm voel, soos wanneer hulle swaai. Jy kry 'n kind wat op die stoel sit, dan raak hy Ja. die hele tyd. Dit Ja. is vir hom, dit maak hom kalm. Ja. Dit irriteer vir ons wat normaal is, maar hy kan nie. Dit is wat hy doen om sy angs ontslae te raak. Ja. Is dit moontlik om hyper en hypo te wees met sekere verskillende goed? Soos jy bedoel, jy het Nee. gepraat oor Jy's so jy moet jy's is of hyper, ja. Okay. Nee, as harde geluide vir jou, dan Okay. gaan dit alles vir jou Okay. wat jy wil weghardloop. Okay. Dis waarom ek sê hyper die r in, so dis Okay. run away. Yes. En hypo is hy wil dit Okay. hê. Hy Okay. wil daai harde goed hê en so Okay. ja. So dit Ja. is nie dat dit daar Nee, nee. Jy's of die een of Ja, die hy's ander of ene. ja, nee, hy's of Okay. hyper of hypo, Okay. ja. Baie Okay, baie en dan- interessant. Ja. So Ek wil graag praat oor gedrag. Jy het gepraat oor dit kan lei tot meltdowns en dit kan oorweldigend wees, dit kan angs veroorsaak. Hoe hanteer mens daai gedragsprobleme? Hoe hanteer mens daai meltdowns? okay, so jy kry die tantrum soos jy gevoel het, jy het Ja. gedink jou kind het die tantrum. Ja. 'n Tantrum het hulle 'n audience nodig om dit te doen. En dit is 'n kind wat stout is. So hy gooi 'n tantrum en as jy vir hom gee wat hy soek, dan hy stil want hy het sy sin gekry. Waar dit nie met die meltdown geval is nie. Meltdowns gaan hom nie laat iets vir hom gee en nou stop dit nie. Dit is iets wat opgebou het. So wat ek altyd vir die ouers sê, sodra jou kind 'n meltdown het, daar is 'n patroon. So jy moet teruggaan en jy moet 'n boek vat en jy moet boekhou. Wat het aanleiding gegee dat hy 'n meltdown het? Dat jy dit kan neerskryf en verhoed dat dit weer gaan gebeur. Ja. Want onthou, 'n meltdown maak 'n kind verskriklik moeg ook. Ja. En as dit oor is, dan is dit amper soos wat baie mense as hy epileptiese aanval kry, dan slaap hy op vir ure. Ja. Nou dit is by die meltdown ook 'n geval. Ja. Hy is moeg want dit is sy manier, Uitputtend. sy liggaam hoe dit hanteer. Hoe hy dinge hanteer, angs hanteer. Dit gee vir hom 'n meltdown, dinge wat dis sy manier, 'n meltdown is sy manier om vir jou iets te sê. Ja. Dit is wat jy moet besef. Dit is iets wat hom bang maak, wat hom bevrees maak, wat hy nie van hou nie. En hy kan nie sy emosie uitdruk nie. Dis waarom hy 'n meltdown het. Ja. Wat doen 'n ouer of iemand wat na 'n kind kyk, 'n onderwyser, wat doen jy in daai oomblikke wat hulle 'n Jy meltdown probeer so konsekwent moontlik wees. Jy gaan nie op hom skree nie. Jy moet bitter geduld met hom hê. Jy moet dit hanteer en jy moet hom probeer kalm kry. So jy gaan vir hom, as jy weet hy is hypo, dan kan jy hom styf druk. As jy weet hy's nie, dan gaan jy net vir hom 'n veilige plek gee. So laat hy dit uitwoed. Ons het baie kamers wat ons die hele mure met materiaal. So dit is die meltdown room. Dat as hy dit kom, dan weet hy gaan soontoe. Dis veilig vir hom. Hy kan dit wat hy wil uitkry, gaan uitkry op daai manier. So daar's nie regtig iets wat jy kan doen nie. Jy kan mooi met hom praat en sê, okay, kalm, ek is by jou. Maar jy gaan kalm bly. Jy gaan nie benoud raak en soos wat ek nou vir jou nou wil vertel, so in Weskaap het hulle by my gekom en gevra of ek nie 'n volwasse sentrum wil oopmaak nie, want wat word van die kinders wat 18 is? En toe sê ek, ja, ek wil dit doen. En daar was een ouer, was 21 en hy was baie sterk, so sy ma het nie vir hom kans gesien nie, en al wat sy hom toe na gestuur het, sy het hom na 'n hospitaal toe vir geestelik versteurde mense gestuur. So sy het vir 3 jaar, het die arme mens in daardie hospitaal gewees, sy het hom deur 'n glas gesien, omdat hy so was, en
toe sê ek sal hom vat. Ek sal hom definitief vat, maar jy moet besef dat autistiese mense het ook obsessie met iets. Nou hy het 'n obsessie gehad met 'n leerarmband. En ons het gesien die armbandjie is begin afsluit. Hy gaan definitief breek. En toe die bel ons die ma en ons sê en sy sê sy sal die Saterdag kom en sal sy nou vir hom weer so 'n armband bring want ons weet hy's obses met hom. En die donderdag toe breek die armband. Maar ons het hom nou al mooi voorberei om te sê mamma gaan Saterdag kom, sy gaan vir jou 'n ander een bring. En hy sit toe die armband in sy sak. Was hy aan die verbaal? etenstafel, Was nee, hy hy kan nie praat nie, maar Okay. maar toe en aan die etenstafel, toe wil hy vir die assistente wys die armband het gebreek en toe hy hom in sy sak steek, toe is die armband weg. En toe hy daai oomblik, toe vee hy al hy kos van hy tafel af. Dis teen die dak alleste. En die assistente het dit nog nooit beleef nie en hulle besluit nee, hierdie is voorsien hulle nie kans nie en hulle hardloop almal na een kamer toe en hulle maak hulle in die kamer toe. Maar ek bly in 'n woonstel nou net agter die koshuis en ek besef toe hier's iets aan die gang. En toe, want hulle kan mos nou dink en hy besluit toe, okay, julle maak nou die deur vir my toe en hy vat 'n broodmes. En hy gaan toe na die deur toe en hy steek toe 3 steke in die deur. En toe hy sien maar dit gaan nie help nie, toe skop hy die deur oop en toe hy die deur oopskop, toe is hulle nie in daai kamer waar hy gedink het hulle is nie. Maar daai tyd, toe's ek daar. Toe sê ek vir hom, kom ons gaan sit nou. Alles is oor. Kom ons gaan sit, mamma gaan dit bring. Toe sê ek vir die assistente, okay, kom nou uit, ek gaan nou julle wys, dit is nou oor. Hoor jy, hulle het soos verskrikte hase uitgekom, want hulle was bang. Onthou nou sit 'n volwasse mens, is nie nou die assistent wat na hom gekyk het, ek dink sy hardloop nou nog. Sy het haar goed daar gepak en gehardloop. Nou dis wat ek sê, nou weet ek altyd hoe ouers moet voel as hulle kinders sulke goed moet deurgaan. So mens leer daardeur en nou hanteer hulle dit beter. Nou as dit kom, dan besef jy hier kom nou 'n meltdown. Verwyder hom net tussen die ander kinders dat hulle nie kan seermaak nie na 'n veilige plek. Dis al wat jy kan doen. En mens besef nie, dit is so wonderlik dat daar plekke is vir hulle, want wat sou van hulle geword het? Wat sou van hulle, dit is vir my die hartseerste, wat sou van hulle geword het? Dit is baie, baie hartseer. Ja, ons sit uiteindelik met 'n hele paar en die hospitale het nou kom kyk na ons plek en hulle sê uit verwys hulle nou, want wat word van daai kinders? Soos ek sê, hulle kom en hulle gaan nooit huis toe nie, hoor. So ons is nooit toe nie, ons is nie Kersfees of niks toe nie, want dit is hulle huis, dit is hulle veilige plek op die oomblik, Ek wil graag praat oor byt, want ek dink byt is iets wat ons al deurgegaan het self met my seentjie. Ons het baie klagtes gekry toe hy jonger was. Hy het baie gebyt. Ons het vir hom 'n chewing toy gestuur skool toe wat hy aan kan byt. Uit ander kinders gebyt. Baie mense sê dit is normale gedrag vir kinders. Dit is kinders byt, kinders sien ander kinders byt. Met autistiese kinders spesifiek met byt. Kan jy 'n klein bietjie uitbrei daaroor? Okay, almal vra altyd hoekom byt 'n autistiese kind? Wanneer 'n autistiese kind byt, is dit belangrik om te verstaan dat dit gewoonlik nie 'n teken van aggressie is, soos by ander kinders nie, maar eerder 'n vorm van kommunikasie of selfregulering. Hier volg redes waarom hulle byt. Eerstens is kommunikasie. Die kind kan dalk nie met woorde sê wat hy of sy voel nie. Byt kan beteken, ek is kwaad, ek is bang, jy het my ruimte oorskry, of ek wil hê jy moet ophou. Okay? Dan sensoriese behoeftes. Party kinders byt
omdat hulle die druk of sensasie van byt geniet. Ja. Dit help hulle om te kalmeer. Ja. Ander byt omdat hulle oorstimulasie ervaar, te veel geraas, mense of ligte. Dan frustrasie of angs. Byt kan voorkom as die kind oorweldig voel deur veranderinge, onduidelike instruksies of emosionele spanning. Dan fisieke redes, tandkry by jonger kinders, pyn of ongemak in die liggaam wat hulle nie kan verduidelik nie. Wat kan ouers of onderwysers doen? Bly kalm en konsekwent. Moenie skree of straf nie. Dit verhoog angs en kan die gedrag vererger. Gebruik 'n ferm, rustige stem. Ons byt nie mense nie. Kom, byt hierdie speelding as jy wil byt. Dan gebruik alternatiewe, soos julle sê, jy bied 'n bytspeelding, 'n kouhalsband of 'n kouarmband aan. Laat die kind kou op kougom, rubber of sagte speelgoed as sensoriese uitlaatklep. En dan identifiseer die snellers. Let op wanneer en waar die byt gebeur. Hou 'n gedragsboek voor, tydens en na die bytvoorval. Sjoe, dis baie interessant. Hoekom waar die byt gebeur? Hoekom is dit belangrik? Omdat hy kan, waar die byt kan hy wees dat hy ander kinders byt. Okay. So nou kry jy 'n ander ouer, nou kom jy sy kind by die huis vanmiddag met 'n byt op sy arm. En dit is so belangrik dat jy elke voorval moet jy kan kennis gee vir 'n ouer. Jy kry moeilike ouers mense en dan verstaan hulle nie, en dit is waarom ek sê, dan verduidelik jy vir hom, jy kan net vir hulle verduidelik, want ons weet nie, as jy, en jy weet soos ek sê, jy kry iemand, dan sê jy nou, skryf vir my wat jou kind ervaar, en baie ouers weerhou sulke goed van ons, want hulle is bang, miskien gaan jy nie my kind aanvaar as ek vir jou sê dat hy dit doen. En dit is wat, eerlikheid is so belangrik, want nou sit ons met probleme, en party ouers vat hulle kinders uit, maar daar's niks wat ons daaraan kan doen nie. Jy het 'n autistiese kind, dit is wat ons ervaar. En hoe help mens by die huis met autistiese kinders? Want natuurlik is julle daar as die Autism Fountain vir die kinders deur die dag, in die aande, maar wat van die hoër funksionerende autistiese kinders of dalk low functioning, maar wat by die huis is? Watse raad sou jy vir ouers gee by die huis? Die belangrikste ding is 'n rotine. 'n Autistiese kind wil weet wat volgende gebeur. 'n Visuele skedule is verskriklik belangrik. Wat hom angstig maak, is as hy nie weet wat volgende gaan gebeur nie. So as jou kind 7 uur in die oggende opstaan, moet hy elke oggend 7 uur opstaan. So jy daai visuele skedule en jy wys vir hom opstaantyd, nou gaan jy ontbyt eet, tande borsel en wat. So môreoggend, dit vat 14 dae, dan is hy gewoond aan daardie rotine. Ek sê altyd vir die ouers, as jy jou kind na hierdie koshuis toe bring, vir 14 dae maak jy geen kontak met hom nie. En na 14 dae gaan jy heeltemal 'n anderste kind kry. So visuele is die belangrikste vir enige plek by die huis. En hy moet weet wat kom volgende, 'n rotine is die belangrikste. En jy moet ook samewerking tussen die skool en die huis wees. Byvoorbeeld, ons kan nog praat oor as jy hom potty train. Dieselfde wat jy by die skool doen, moet jy by die huis doen. Anderste confuse jy die kind. Dan weet hy nie wat moet ek nou volgende doen nie. So dit is net so belangrik dat daar samewerking moet wees en wat die een doen, moet die ander een ook doen. Dit is maar wat jy by die huis kan help, En dan moet jy ook jou rangskikking van jou meubels is baie belangrik. So jou kind moenie hom kan seermaak nie. Dan kry jy 'n kind wat as jy weet jou kind is 'n hardloper, dan gaan jy sorg dat jou voordeur
Altyd is, toes. of dat jy 'n hek altyd toe is, Ja. of jy het 'n hek wat hy nie kan uitgaan nie. Wat ons doen, ons het 'n messageboek en daarin sit ons nou al sy tekens, want ons het byvoorbeeld 'n kind gehad wat die dag in 'n taxi ingeklim het. En toe die taxi almal afgelaai, toe sit die kind nog steeds in die taxi. Toe vat hy hom gelukkig, want hy het nie geweet waar hy moet afklim nie. Toe vat hy hom na die 'n polisiestasie toe en by die polisiestasie het hulle op die boek afgekom en toe het hulle ons gekontak en toe het ons hom na die Palmkanaal. Want ons moet besef, onthou daai kind gaan nie kan vertel ek is verdwaal nie. Ek kan nie praat nie. En so dit is wat 'n mens nie besef nie, maar jy moet sulke goed en soos 'n kind wat hardloop. En weet jy iets interessant wat ek jou wil vertel, hulle sien en dis waarom ek net gesê het die manier hoe hulle die wêreld sien. Een skool het 'n is op 'n rivier en toe het hulle van hierdie rolle oogiesdraad opgesit tussen die skool en die rivier dat die kind nou nie in die rivier kan kom nie. En toe eendag pouse toe sit die onderwysers in die personeelkamer, toe kom 'n kind daar aangehardloop. Toe sê hulle die kind het deur die hoepel geklim en hy sit vas. Toe het hulle daar ingeklim, want vir hulle sit 'n hoepel. So dis waarom ek sê, ons kinders sien die wêreld heeltemal anders. Geen gevaar nie. Daar's geen gevaar nie. Nee, ja. Was die kind darm maar right gewees? Ja, hy het dan net begin inklim, maar verstaan jy, dit is vir hom 'n hoepel. Ja, dit is hoe hy dit sien. Ja. Hy het gesien, daar's nie vir hom gevaar nie. Ja, dit is ongelooflik. Dit is regtig. Ek het ook iets wat ons gedoen het met my seentjie is op Takealot het ons so 'n dingetjie bestel wat jy oor sy lyfie sit, dan sit dan nee, om hom as ons winkels toe gegaan het, dan ons altyd omdat hy gehardloop het, dan is soos 'n toutjie tipe van ding, amper soos 'n ek wil nie sê soos 'n leiband. Ja. En ek moet vir jou sê die kyke wat ons gekry het was partykeer. Party mense dink jy is regtig waar jy het nie gevoel vir jou kind nie, maar hulle besef nie, dit is vir jou kind se veiligheid wat jy dit moet. 100%. Ek sal eerder daai kyke vat as my kind. Presies, vir as jy in 'n mall kom en daai kind beland op 'n roltrap of jy verstaan, of voor 'n kar en hardloop of dit is vir sy eie veiligheid. 100% vir sy eie veiligheid. Maar die mense verstaan dit nie en ek dink dit is ook waar die onkunde inkom en ek dink dit is ook waar mense net minder moet oordeel en dalk net vra maar hoekom het hy dit aan in plaas van daai kyk gee en dit is ook vir my, ek weet nie, ek sê mos ek dink ons winkels moet ook autismvriendelik begin raak. Want ek verstaan nie hoekom moet 'n Spar en Woolworths altyd in die trolley ry, dis lekkers. Hier sit waar jy moet staan en wag. Ja, en jy moet 20 minute daar staan en 100 keer sê nee, sit terug. Julle en dit is vir my verskriklik, hoor. En dit is normale kinders. Jy is autisties en wat dan gooi hulle tantrum omdat die ma nie vir hulle wil die lekkers gee nie. En ek dink net ons mense besef nie ons is hier besig met 'n heeltemal 'n anderste tipe kind nie. Dis baie waar. Dit is baie waar. Ek wil graag praat oor slaapprobleme want dit is iets wat ons verskriklik mee sukkel en ek dink kinders of ouers met autistiese kinders, ek dink dit is een van die grootste slaapprobleme wat jy kry. Ja, want so slaapprobleme wat ons kry is moeilik om aan die slaap te raak. Baie kinders sukkel om te ontspan of om 'n roetine te volg voor slaaptyd. Hul brein bly dikwels ooraktief, veral na 'n dag vol sensoriese stimulasie. Nou wat ons in die koshuis doen, screen time. Mense, screen time is die grootste ewel van vandag. En mense dink, kyk hoe oulik is my kind. Hy ken alles van die foon, maar hulle besef nie, hulle oorstimuleer hulle kind se brein nie. En dan word hulle ook gereeld wakker in die nag. Sommige kinders word herhaaldelik wakker en sukkel om weer aan die slaap te raak. Nou wat ons hier kry,
As 'n kind sou gebeur, jy wil hom graag laat leer in sy eie kamer slaap. Nou gebeur dit dat hy in die middel van die nag wakker raak en dan stap hy na mamma toe en dan maak mamma vir hom plek en dan klim hy maar hier tussen mamma en pappa in. Onmiddellik is dit die grootste fout wat jy kan maak, want sy roetine is verbreek. Jy moet maar net besef, jy moet daar opstaan en hom terugvat na sy bed toe en sê, jy kan maar slaap, mamma gaan wag hier vir jou. En dan word baie vroeg wakker, ander slaap net 'n paar ure en word steeds in die vroeë oggendure wakker. En dan ook onrustige slaap, hulle draai baie rond, praat en maak geluide in hul slaap, of hulle ervaar nagmerries. Nou die moontlike oorsake kan wees sensoriese oorlading, ligte klanke, teksture en selfs die gevoel van lakens kan oorstimulerend wees. En gebrek aan melatonien, baie autistiese kinders produseer minder van hierdie natuurlike slaaphormoon. En dan angs of routineverandering, selfs klein verandering in routine kan groot spanning veroorsaak. En dan kommunikasieprobleme. Sommige kinders kan nie hul ongemak of vrese uitdruk nie, wat tot frustrasie en slapeloosheid lei. En dan medikasie of 'n dieet. Sekere medisyne of kosse met kafeïen, soos sjokolade, kan slaap beïnvloed. En wat ouers kan doen, hulle moet 'n konsekwent roetine instel. Gaan slaap en staan elke dag op dieselfde tyd op. Vermy opgewondenheid voor slaaptyd. Skep 'n rustige slaapomgewing. Gebruik dowwe ligte. Beperk lawaai en elektroniese toestelle tot 'n minimum. En gebruik gewigskombers of sagte teksture wat troos bring. En beperk skermtyd ten minste 1 uur voor slapenstyd. En dan gebruik kalmeringsaktiwiteite soos 'n warm bad, sagte musiek, diep drukmassering of asemhalingsoefeninge kan help. En dan monitor die dieet. En as hierdie goed nie help nie, dan raadpleeg jy 'n dokter, want hulle kan vir jou iets voorskryf. Want dis weer eens wat ek sê, ouers moet besef dat autistiese kinders produseer minder melatonien as wat die ander normale kinders, en dan gaan dit veroorsaak dat jou kind 'n probleem met slaap gaan hê. Ek wil graag jou professionele opinie hê oor medikasie. Hoe voel jy oor, my seentjie is op melatonien vir slaap in die aande, en hy slaap nog steeds nie deur dit nie. En die dokter het al vir ons 'n antipsigotiese pil voorgeskryf. Ons het dit gegee vir so 4 of 5 dae, maar ek kon dit net nie oor my hart kry persoonlik, om dit vir hom te gee op die ouderdom van 2, dit net nie vir my reg gevoel nie. Ek kon dit net nie, dit was daai mom guilt van 'n 2-jarige op 'n antipsigoties, I just couldn't do it. So ons het dit heeltemal gelos. Hoe voel jy oor medikasie met autistiese kinders? Wat is jou opinie oor dit? Kyk, ons wil nie 'n kind hê wat gedrak is nie. Ja. Want jy kry ouers wat, dit is al hoe hulle eintlik kan oorleef. Ja. As daai kind basies soos 'n robot is. Ja. Wat ons agterkom, ons medisyne tussen autistiese kinders is minder. Okay. Want autistiese kinders leer deur 'n voorbeeld van ander. So, en as hy sien daardie kind lê in slaap, dan weet hy nou ek moet ook gaan slaap. Ja. So as dit regtig nodig is, ons kry baie keer die wat sonder medisyne is, maar dan kom jy na 'n paar maande agter, hoor jy, nou het hierdie kind 'n probleem. Okay. Dan gaan ons hom na ons dokter toe wat kennis het. Ons het 'n baie goeie dokter in Oos-London. Sy het gestudeer ook in autisme. So ons vat hom dadelik na die dokter toe. En dan gee sy wat nodig is. Maar nou moet jy ook weet dat daar party, ons kry baie wat
autistiese kinders wat dinge kry, stype, wat noem jy dit? Ja, Epileptiese epileptiese aanvalle. aanvalle. Mhm. Nou dan moet hulle mos Ja, daai sterk natuurlijk. medikasie Ja, gebruik. So dan ja. kan ons dit nie van hulle afhaal nie. Natuurlijk. Ja. So ons probeer om nie te Mhm. veel medikasie te gee dat hy nie oorgestimuleer word met Ja. medikasie. Okay. Jy kry soos wat jy ou mense kry. Jy's like Ja. hulle drink 6 soorte Ja. pille in 'n dag en dan sit hulle maar net Ja, daar net so so in die kyk vir die stoele. muur. Ja. Dis wat ek sê. Dis So ook mense nie wil 'n nie lewe dit hê nie. Nee, jou kind dit is moet lewe en dit is waarom ons kom agter autistiese kinders weet ek hoort hierso. ja. Soos byvoorbeeld ons het nou die kind gehad, dan bring die ma hom koshuis toe, maar hy eet net chicken nuggets en hy eet net chips en dit is al. So jy as moet dit maak en toe nou skielik na 3 maande, toe stuur ons nou die dag vir die ouer 'n video. Toe eet die kind wat die ander eet. Ja. Ek het 'n kind gehad wat by my in die koshuis gekom het, sy het net pizza geëet. So ons het letterlik 3 pizzas hierdie by Debonairs gekry en gevries. En elke oggend het sy daai pizza gevat en gesê, "O, divine." En toe sy na 'n jaar terug gaan huis toe eet sy alles wat die ander eet. Ja, dis wonderlik. Dit So wat hulle wonderlik. leer deur voorbeeld. Wat die ander Ja. doen, dan besef hulle, wag, hy's autisties. Dis soos Ja. hulle breine werk. So ek kan dit ook doen. As hy dit Ja. kan doen, kan ek dit ook doen. Ja. Ja, dit is Ja. regtig merkwaardig. Die laaste ding wat ek graag oor wil praat is potty training, want ek dink dit is iets wat nie net autistiese kinders of ouers mee sukkel nie, almal, maar ek wil spesifiek praat oor potty training met autistiese kinders. Ons maak baie gebruik van hierdie timertjies. Okay. En dit is ook om die kind te laat leer om te wag. Okay. Want dit is ook baie moeilik vir 'n autistiese kind om Ja. te wag. Ja. Nou, byvoorbeeld, die kind kom by jou en hy sê vir jou, hy soek nou 'n pizza. Maar nou is daai pizza is nog in die vrieskas. So nou moet daai pizza nog warm word en nou kry jy 'n kind, hy wil nou pizza hê en hy soek nou die pizza, so nou gaan hy 'n meltdown kry, maar daar is nie 'n manier dat jy hy kind gaan laat wag nie. Ja. Nou dan begin ons om met die timertjie om te sê, okay, luister nou, mamma gaan nou hierdie pizza uithaal. Nou gaan hy vir sê 2 minute in die mikrogolf, dan stel jy daai timertjie vir 2 minute. Kom ons gaan speel wat jy wil speel, want as daai timertjie afgaan, dan weet jy nou is jou pizza reg. Ja, dis Nou net so gaan ons met potty training ook. Ons vat hom elke 20 minute. So jy stel daai timertjie 20 minute. En as jy nou, maar jy begin nou eers kyk, elke kind is nie dieselfde tyd gereed vir potty training nie. So ons besef, ons vat so 3 op 'n slag en dan begin ons nou met die 3 wat gereed is. Al is hy 'n bietjie ouer, jy weet nou hierdie kind, sy doek begin hom irriteer, hy wil nou gepotty train word. Dan begin jy nou met hierdie en dan is dit weer eens jy werk saam met die ouer. So die kind weet elke 20 minute. Hy begin al self toilet toe loop as daai dingetjie afgaan. Want dit is hoe jy hom begin leer. So jy moet net daai selfde en dan gemaak ons ook weer van die visual schedule gebruik as jy in die toilet kom, trek jou broekie af, dan maak jy jou toilet oop, alles, wys jy hom presies. So hy weet wat om te verwag. So ons het die seentjie gehad, hy het van die lallies afgekom en hulle het nog hierdie long drop gehad. En elke keer as die kind toilet toe hardloop, dan hardloop hy uit in die speelgrond, dan klim hy op die jungle gym, want daar is daai lang pyp met die sirkel. En dan gaan jy weer daai ding. Dit is soos hy dit gesien het. Ja, dit is wat hoe hy dit geken het. So hy daardeur gepie. So ons het letterlik saam gehardloop en as hy trappies opklim, dan vat jy hom, dan lei jy hom toilet toe en sê maar hierso moet ons nou gaan. Jy gaan nou nie meer by die long droppie nie. En ook wat ons aan agtergekom het, jy kan by 'n kind hê wat by 'n huis 'n wit seat op sy toilet het. En as hy swart by die skool, dan sien hy dit dieselfde nie. Nee. So sulke goed moet 'n mens in ag neem. Jy weet, ek dink as jy met autistiese kinders werk, begin jy dink soos hulle. Dan begin jy dink en dan word hulle gedrag verander en alles verander. So dit is maar al hoe jy doen so, ja. En dan ook wat ek ook al wil praat, Pika.
Ja. Pika is vir my baie belangrik, want baie van ons kinders is gebeur dat hulle dinge eet wat nie kos is nie. En ek het die geval gehad van 'n kind wat se maag verskriklik opgeswel het. En toe vat ek hom die dag toilet dokter hospitaal toe en toe sê die dokter hy en jy weet baie ouers dan sê die kind hy wil buite gaan speel en dink jy ma wonderlik nou kan ek gaan op my foon lê en kyk die kind wil buite speel. Dan besef hulle nie maar die kind gaan eet klippe of hy gaan eet modder buite nie. Dis waarom 24 uur moet so 'n kind opgepas word. En die kind het nou altyd buite gespeel en toe het hy verstop geraak sy darmes van die sand wat hy so geëet het. En daai dag het die dokters my letterlik ook klere soos hulle laat aantrek en my laat saam ingaan in die teater tot hulle die gas en hulle het 'n hele koppie sand onderuit gehaal wat die kind. So dis waarom ek sê ouers moet versigtig wees kinders wat hulle eet. Dit is weer eens 'n sensoriese geval en dan dink hulle nie 'n kind eet klip want dit gee vir hom 'n sensitiwiteit. Hy voel kalm as hy 'n klip eet nie, maar dit is nie gesond vir hulle En nie. gevaarlik, verskriklik gevaarlik. Dis waarom ek sê ouers, daar's so baie dinge. Ek dink jy kan 'n hele dag praat Ja, net vir nee, ouers te sê, regtig. waaroor jy moet oplet, wat jy moet Sjoe. oplet. Ja. Daar was een ding wat ek vergeet het om te vra en iets wat ek baie sien ook wat mense mee sukkel met autistiese kinders. Ek weet nie wat is die Afrikaanse term daarvoor nie, maar die Engelse term is PDA, Pathological Demand Avoidance. So dit sal wees, ek sal 'n voorbeeld gee waar ek sal vir my seentjie sê of hy sal sê ons gaan nou gaan bad, ek is so opgewonde om te gaan bad, dan sê ek ons gaan bad en net omdat ek dit gesê het, nee, wil dit nie meer doen nie. Daai presiese net omdat ek iets gesê het, is dit nou nee. Dit kry jy net by intelligente kinders, hoor. Okay. Gelukkig ons sukkel nie. Ons sukkel nie baie daarmee nie, Okay. maar dit is soos hulle brein werk. Jy Sjoe. moenie hom voorsê nie en dit is wat jy doen. En veral omdat hy kan praat, voel hy vir homself. Nou hoekom moet ek iets sê as jy dan vir my praat? En dit is waarom dit gebeur. Ons kry baie keer die ouers, ek sê altyd oumas het ag-shame syndroom. Want hulle kom en dan sal die kind nou sê ons leer altyd vir 'n kind, die eerste ding is dat my sê, hoe begin jy nou met 'n kind? Dan sê ek, jy weet nou wat 'n kos hy van hou. Soos jy sit buitekant op die yskas, byvoorbeeld 'n piesang, 'n yoghurt en iets, en dan sê jy vir hom, jy wys vir hom binne in die yskas, is die piesang, daar is die yoghurt, of wat jy ook al soek. Maar nou kan jy maar vir jou 'n koppie tee maak daai eerste dag en dan kan jy nou maar gaan sit want hy gaan nou vir jou stubborn wees. En dan gaan jy nou vir hom sê, wys my wat jy wil eet. Al vat hy 'n uur, gaan jy hom laat staan, hy kan nou maar 'n tantrum gooi en alleste, want hy moet vir jou wys en dan maak jy vir hom die yskas oop. Nou die oumas kan nie dit hanteer nie. Dan sê ag shame, hy's autisties man, ag nee, gee hom die piesang, hy kan nie so sukkel nie. Verstaan jy? Ons moet ons kinders en dan ook wat ons mee sukkel weer is die echolalia. So jy sê nou vir hom iets wat hy nou sê jy gaan bad, wat hy nie van hou nie. Maar ons kry die een hallo, dan sê hy hallo. Hy copy jou. So dit is wat dit noem ons echolalia, soos dat jy ek sê altyd soos jy by 'n kraan staan en jy skree dan echo. Yes, nou jy kry die kinders wat absoluut alles wat jy sê herhaal hulle. En dis waarom ek sê by jou is dit net by intelligente kinders wat jy dit kry, want hy wil vir jou sê hoekom is ek hier? Jy praat namens my, dan hoef ek niks te sê nie. Sjoe, maar dit is moeilik om enige iets gedoen te kry, want ek kan dit is regtig baie moeilik, want as stel hy dit voor, as ek dit net sê na hom, dan is dit nie, want ek het dit nou ook gesê. So ek moet my woorde mooi kies. Dis reg, kom ons gaan. Jy moet net sê dis reg, kom ons gaan.
Ja. Jy moet glad nie in jy dring in sy spasie in. En dit is wat hy nie kan hanteer. Ja. Sjoe, dis baie So. interessant. Ek wil graag net vra oor jou boek. Jy het vroeër genoem dat jy besig om 'n gids te skryf. Waar kan Ek het, ouers hierdie gids kry? Hulle kan my kontak. Ek het eendag geskryf 'n handleiding vir ouers. Wat Okay. gebeur het, ek het 'n tender gekry by Social Development in die Oos-Kaap en toe het ek 'n Engelse boek geskryf vir parents om te help met autisme en toe het ek rondgegaan en ek het werkswinkels aangebied vir ouers om te help. En toe het ek, toe ek die Afrikaanse skool oopmaak in Vredendal, het ek ook 'n werkswinkel aangebied vir al my staf wat in die koshuis gaan werk en vir ouers wat belang gestel het. Want ek dink en dan besef die ouers, hulle dit nie geweet nie. So baie dinge wat jy nie weet nie en dit help ook en ek dink ook ouers moet meer groepe stig. Jy moenie alleen wees nie. Onthou daar's mense daar buite wat baie kan leer by mekaar wat met dieselfde dinge sukkel, En daar's soveel krag in kundig en om jou eie om soos byvoorbeeld daai gids te lees en jouself te educate. Daar's soveel krag in en dit maak dinge soveel makliker wanneer jy jouself empower met education. So is daar 'n plek wat mense daai gids kan kry? Is daar 'n ergens waar hulle dit hulle my ding is die Autism Fountain en as hulle oral kyk ek sal dit op die YouTube onder ook sit as ek die video opsit sal ek hom ook onder sit. My nommer en alles as hulle enige probleem het, hulle is welkom om my te kontak. Ek hou daarvan as mense met my wil praat want soos ek sê ons is al deur daai dinge gegaan. En dit is jou passie. Ek kan regtig sien dat dit jou passie is. En dankie dat jy daar is vir daai kinders en dankie dat jy vir hulle 'n veilige plek gee en dankie vir jou kundigheid. Dit was vir my ongelooflik interessant en ek het so bitter baie geleer en ek is seker daar's so baie mense daar buite wat so baie hier uit ook gaan leer. So vreeslik baie dankie. Is 'n plesier. Dit was regtig 'n groot plesier. Baie dankie vir die geleentheid, hoor. Baie dankie. Ons praat weer. Bye. Staan nog jy? Staan nog saam?